Goeiemôre, dit is baie lekker om vanoggend ook op hierdie manier saam met jou te kan wees. My gebed is regtig dat die Here ook vir jou daar waar jy is sal seën, en dat jy ook die goedheid en die liefde van die Here baie naby in jou sal beleef. Kom ons raak stil voor die Here, ek hou vir ons as fotum voor, Psalm 100. Juig tot eer van die Here almal op aarde, dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met lof, dankliedere, sy tempel met lofsange. Dan kom prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Mag die Here in sy groot barmhartigheid, genade en vrede ook nou daar by jou wees. Ons gaan nou luister na 'n lied wat deur ons begeleidingsgroep opgeneem is. Dit is Vonk 70, die pragtige aanbiddingslied, Abba Vader. In die teologie is daar verskillende terme wat gebruik word om te verduidelik waar God is. Die een terme wat gebruik word is die van die transcendente God. Dit verwys na die God wat daarbo is, God wat in die hemel is, God wat ver is, God wat van bo af op die skepping neerkyk. Die ander term wat gebruik word is die van die immanente God. God wat by ons is, God wat teenwoordig is, God wat in hierdie skepping op hierdie aarde by sy skepping, by sy kinders aktief persoonlik teenwoordig is. Maar daar is 'n derde term wat gebruik word om God te verduidelik. En dit is die term die kodescendente God. Wat vir ons sê dat God in die hemel is, maar dat hy vanuit die hemel neerbuig en kom deel raak, kom betrokke raak in ons wêreld. Kom identifiseer met ons. Saam met ons hier kom leef, sodat ons ook kan bewus wees van God wat teenwoordig is. Ons gaan vanoggend 'n baie interessante en 'n baie aangrypende gedeelte saam lees. Verhaal wat jy waarskynlik goed gaan ken, die verhaal van Jakob se droom by Bethel. Ons lees daarvan uit Genesis 28 van vers 10 tot 19. In hierdie verhaal sien ons juis iets van God wat aarde toe kom en homself hier met mense kom identifiseer. Maar voordat ons lees, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie vir hierdie heerlike voorreg om ook nou te kan stil wees. Om ook in hierdie oomblikke te kan bewus wees dat U by ons is. Want Here, U is nooit ver nie. Here Jesus, U het Uself aan ons kom bekend maak as Immanuel, God met ons. Ons weet God regeer en hy is hier. Ons leef in sy koninkryk. Here, dankie dat U woord ook vir ons so kosbaar naby is. Dat ons juis ook in U woord vir U leer ken, vir U beleef, vir U sien, vir U kan ontdek. Here, wil U dan in hierdie oomblikke as ons gaan saam lees, vir ons daardie genade gee om te kan hoor, om te kan verstaan,
maar ook om versterk te word in ons geloof, sodat ons in die wêreld kan uitgaan en U kan gaan dien. Seën ons nou, Here, in die naam van Jesus. Amen. Ek lees vir ons Genesis 28 van vers 10. Jakob is van Berseba af weg na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom. 'n Leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. Die engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê: Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou, en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê: Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê: Hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was gevat en dit regop gesit. Toe giet hy olie oor die bopunt daarvan uit. Hy het die plek Bet-El genoem. Ek lees vir ons eers net tot daar.
Here, baie dankie dat U nooit ver van ons af is nie. Dankie Here dat U ons kom ontmoet, selfs in die mees onwaarskynlike tye van ons lewens. Here, selfs in hierdie tyd waarin ons nou leef, waar ons gekonfronteer word met vrae en onsekerhede, waar ons ook moet soek om U op nuwe maniere te ontdek. Mag ons vind, Here, dat U toe nooit ver was nie, maar dat U deur Jesus Christus naby aan ons is, deur U Gees in ons woon. Dat Here vir ons kom verseker van U goedheid, U genade, U beskerming, U sorg, U liefde. Here, wil U vir ons genadig wees. Ek bid vir elkeen wat vanoggend ook hierna luister, dat hy of sy regtig sal beleef dat U naby aan hulle is. Dat U ook vir hulle kom ontmoet. Dat U ook vir hulle uitkoms gee. Dat U ook hulle geloof versterk. Dat Here, dat hulle ook sal beleef dat hulle elke dag saam met U op heilige grond leef. Ons dink aan hulle wat siek is, ons dink aan hulle wat eensaam is. Ons dink aan hulle wat bekommerd is, wat swaar kry. Geef vir hulle U vrede, Here. Dit alles bid ons in die naam van Jesus ons Here. Amen. My gebed vir jou is dat die genade van ons Here Jesus Christus en die wonderlike liefde van God en die kosbare teenwoordigheid van die Heilige Gees in hierdie week wat voorlê baie naby aan jou sal wees. Amen. Mooi dag vir jou verder.